Goeiemôre, dit is Sondag die 25ste Mei. Baie welkom by Erediens van NG Gemeente Skotbere. Mag jy saam met ons ook vandag God se nabijheid en sy teenwoordigheid beleef. Ons tema vanoggend is, ons is verras deur 'n ongelooflike ompad. God verras ons daagliks in die lewe. En ons gaan lees uit Handelinge 16 van vers 9 tot 25. Mag jy, waar jy saam luister, ook God se nabijheid beleef. Waar ons as gemeente by mekaar kom, is ons dankbaar vir elkeen wat saam in die gemeenskap van God lewe. As Jesus voor sy disippels verskyn na sy opstanding, dan sê hy vir hulle, vrede vir julle. God groet ons ook vandag en sê vir ons genade en vrede vir julle. Hierdie groet kom van God ons Vader, van Jesus Christus, hy wat ons Here is, van die Heilige Gees, hy wat in en by ons woon. Amen. Ons moet altyd gereed wees. Soms loop die lewe vreemde paaie met ons. Michael Bull-Ester was 'n ou wat Bybels versprei het voor die Tweede Wêreldoorlog, hier in die 1930s. En hy is in 'n klein dorpie in Pole besig om Bybels uit te deel, en daar ontmoet hy 'n man, en hy het net een Bybel oor, en hy gee dit vir hom. En uiteindelik is hy weer terug huis toe, want sy Bybels was klaar, en oorlog breek uit, en dit is toe wat gebeur het. Hy het net een Bybel uitgedeel in daai klein dorpie. En in 1940 keer hy terug na die dorpie toe. En hier in die middel van die oorlog, en daar kry hy 200 mense by mekaar wat in 'n erediens sit. En hulle vra hom toe om die erediens te lei. En hy het toe gedink, hy wil vra vir getuienisse hoe mense tot bekering gekom het, maar hy besluit toe eerder nee. Laat die mense opstaan en eerder vertel van die Bybelverse wat vir hulle besonder is, wat hulle kan onthou. En dan staan hy op en hy sê, waar staan die eerste man op, en hy sê, hoorie dominee, moet ek 'n versie sê of 'n hoofstuk? Dan besef hy, die dorpsbewoners het nie net 'n paar Bybelverse geleer nie, hoofstukke en boeke gememoriseer. 13 mense kon Matteus, Lukas en die helfte van Genesis opsê. Nog 'n persoon het al die psalms gememoriseer. Daai enkele Bybel wat hy vir die dorpie gegee het diep in daai gemeenskap kom nes maak. Dit is verrassend hoe ver een Bybel kan gaan in honderde mense se lewens. Ons moet uiteindelik gereed wees, reg wees om te doen, om te gaan waar God vir ons stuur. En partykeer is dit wat ons doen in mense se oë eintlik klein, maar in God se oë groot. Ons gaan vanoggend in Handelinge lees van hoe God ook met 'n klein verandering, groot veranderings gebring het met mense se lewe. Nou soms so vinnige strokiesprent, Calvin en Hobbes, hier seentjie met sy speelgoed teddybeer, kom op 'n dag by sy ma aan, en hy het 'n jas, 'n ruimtepak aan, en val hy hom op sy kop, en sy ma vra vir hom, wat gebeur vandag? En Calvin sê, niks so ver nie, en sy vra, so ver? Ja, antwoord hy, mens weet nooit nie, enige iets kan vandag gaan gebeur, en as dit gebeur, gaan ek verseker gereed wees daarvoor. En dan draai sy ma, en sê, ek het ook sulke klere nodig. Nou, ons het klere nodig, om gereed te wees vir enigiets, vir enige ompad wat dalk in ons lewe mag kom. Hier in Handelinge 16 gaan ons nou lees van 'n wonderlike ompad wat mense se lewens verander het. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in u genade kan leef. Dankie dat ons kan luister na u woord, dat ons dit self kan lees. Maak dit in ons harte stil, dat ons oop is vir u stem. Here, dat dit nie net woorde sal wees wat by ons verbygaan nie, maar woorde wat in ons harte tuiskom, wat ons hoor, wat ons doen, wat ons gehoorsaam. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Handelinge 16 gaan ons lees vanaf vers 6.
Paulus se visioen in Troas. Hulle het deur Frigië en die landstreek Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië gekom het, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misië verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Toe ons van Troas afgetrek het, het ons reguit na Samotrake gevaar en die volgende dag na Neapolis, en daarvan na Filippi, wat 'n toonaangewende stad was in daardie deel van Macedonië, 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae lank vertoef. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat by mekaar gekom het. 'n Vrou uit die stad Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het ook geluister. En die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy na haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: "As julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis." En sy het ons oorgehaal. Lukas vertel vir ons in hierdie gedeelte van hoe Paulus gereis het en hoe 2 ompaaie 'n ongelooflike effek gehad het. Die eerste ompad is in die eerste gedeelte waar Paulus deur Frigië gery het, Galasië, omdat hulle die woord in Asië wou verkondig, en dan wil hulle na Misië kom en Bithynië toe gaan, maar hulle gaan verby na Troas toe. En dan gebeur 'n interessante ding, wat Lukas nie hier beskryf in detail nie, maar wat ons kan optel uit die teks uit. Tot nou toe praat Lukas, as hy oor Paulus praat, as hulle het. En dan vanaf vers 10, sê Lukas, ons het dadelik. So, ons lei af dat Lukas hier in Troas by Paulus aangesluit het. Ons weet nie of hy voorheen 'n bekeerling was en vir Christus geglo het nie. Dalk het hy hier in Troas tot bekering gekom. Maar Paulus se draai in Troas maak dat hulle vir Lukas optel en dat Lukas nou weer verder saam met hulle reis. So die eerste ompad bring Paulus en Lukas by mekaar. Die tweede ompad gaan oor Lydia, wat hulle uiteindelik in Filippi ontmoet en 'n groot verskil maak in haar lewe en sy ook in hulle sin. God se ompaaie loop partykeer ander draaie met ons as wat ons dink. Ja, my ompad is baie keer God se pad. Paulus kon maklik moedeloos gevoel het oor die deure wat vir hom en vir die ander toe gaan. Die planne wat hy het oor hoe hy wil reis, dan skielik werk dit net nie so nie. Moet hy ander dorpe toe gaan, na ander stede toe gaan, in ander rigtings gaan. Ons raak partykeer vinnig moedeloos as ons nie dadelike resultate sien nie. Maar omdat ons nie resultate sien nie, beteken dit nie dat iets nie aan die gebeur is nie. Agter die skerms gebeur daar baie goed. Paulus het nie gedink om vir Lukas in Troas op te tel en laat hy saam met hom reis nie. En tog is dit wat gebeur, dat Lukas uiteindelik tot bekering kom, later die evangelie en Handelinge skryf. As jy geduld wil leer, moet jy 'n Chinese bamboes gaan plant. In jou eerste jaar plant jy die saad van die Chinese bamboes, gee dit water en kunsmis, maar daar gebeur niks. In die tweede jaar, die derde jaar, die vierde jaar, gee jy dit water en kunsmis, maar niks gebeur nie. En dan in die 5de jaar, begin hierdie bamboesboom groei, tot op 30 meter in 6 weke. Die plant het nie 6 weke gegroei tot op 30 meter nie. Dit vat hom 5 jaar om tot op 30 meter te groei met die regte water en bemesting. Dis hoe God werk. Partykeer langer of anders as wat ons gedink het. Partykeer is ons ongeduldig. Partykeer verras God ons met hoe hy werk. Selfs met Lydia, hierdie eerste bekeerling in Filippi en in Europa, 'n klein begin wat 'n groot effek gehad het in die wêreld. In Afrika
het ons geskat by 1910 waar daar omtrent 10 miljoen Christene was. Aan die einde van die 20ste eeu, in die jaar 2000, het hulle gereken daar is omtrent 300 miljoen Christene in Afrika. In die 1950s is die sendelinge uit China uit weggejaag en die kerk is verbied. Toe was daar rofweg 750.000 Christene in China. Vandag reken hulle omtrent 70 miljoen. Waar ontmoet hulle? Soos in Lydia se dae in huise in klein plekkies, want die regering hou nie van kerkgeboue en openbare byeenkomste nie. Ook vir ons as mense. Goed gebeur nie in ons lewe sommer net oornag nie. Partykeer is al baie lang aanloop en dan 'n verrassende hier skielik werk dit. Babatjie wat begin loop op 1 jaar oud, is nie daai dag wat hy begin loop nie, hy oefen al die hele jaar voor die tyd. Party vat bietjie langer met die oefening, party vat bietjie vinniger. Maar dit vat 'n lang oefening, 'n lang aanloop om te kan self beweeg. Om te groei vat tyd. 'n Appel word nie oornag ryp, net omdat die appel op sy oë styf toegedruk het en gedink het hy gaan ryp word nie. Jy moet vir die hele ruk in die son hang. Ons as mense word nie groot tussen baba en dag 1 of ons eerste verjaarsdag nie. Dit vat tyd vir ons om groei en beter mense te word en fiks te word. Selfs met ons geloof. Dit vat maar tyd. En op hierdie geloofspad moet ons sensitief wees vir die Heilige Gees wat ons lei, wat in ons werk, wat in ons familie werk, wat in die mense om ons werk, wat elke dag besig is met ons. En dan moet ons onthou dat ons mislukkings is partykeer ook God se geleenthede. Paulus kon reg gevoel het of dinge besig was om totaal skeef te loop, want oral was daar toedeure. Hy kon nie soontoe gaan nie, kon nie daarin toe gaan nie. Spreuke 16 vers 9 sê dit baie mooi. 'n Mens beplan sy pad, maar God bepaal hoe hy loop. Paulus het ook gedink oor Jesus soos wat die klein meisie gedink het. Haar ouma het al geleer van Genesis, en terwyl ouma Genesis lees, word die dogtertjie al stiller en stiller. En haar ouma vra vir haar, nou wat dink jy? Antwoord die dogtertjie, dis lekker, want ek weet nie wat God volgende gaan doen nie. Ons aanbid 'n God wat ons soms totaal kan verras in die lewe. Te midde van mislukkings kan ons nog steeds opstaan en vreugde beleef. Kan ons nog steeds opgewonde lewe, want ons lewe is in die hande van Jesus Christus. En hy is in beheer en hy kan die wêreld totaal verander. Thomas Edison, wat die gloeilamp ontwerp het meer as 2000 eksperimente gedoen voordat hy uiteindelik 'n gloeilamp gekry het wat werk. 'n Joernalis vra hom een keer, hoe het gevoel om so baie keer te misluk? En toe sê hy, ek het nie een keer misluk nie. Ek het uitgevind om 'n gloeilamp te maak is 'n 2000 stap proses. 'n Jesushart, iemand wat Jesus in hulle hart het 'n oop hart en 'n oop huis. Lydia, wat hier saam met ander vrouens sit by die rivier, daar bid, hulle luister na Paulus, word deur die Heilige Gees oortuig om te glo in Jesus Christus. En wat dan gebeur is, sy nooi die disippels uit en sê, kom bly by my. Dat sy uiteindelik vir hulle sê, maar ek sal nou vir julle sorg. Ek sal vir julle gee wat julle nodig het, blyplek, slaapplek, kos. As ons in die Bybel dink en aan kerk dink, is gasvryheid 'n kenmerk wat moet deel wees van gelowiges. Dat ons tuis voel by God, maar dat God ons ook nooi en ons die opdrag gee om ander tuis te laat voel by ons. Dit is baie belangrik dat ons as kerk ook hierdie gasvryheidstoets kan slag. Chris Gleiser skryf in sy boek Come Home, ek het die gevoel van tuiswees ervaar. 'n plek waar hulle jou moet inneem, 'n plek waar hulle jou wil inneem. 'n plek van genesing van seer, net sowel as viering van groei. Omgewing wat jou verwelkom, jou skoene uitskop, om jou in 'n gemaksel te laat val. Jy kan jouself wees, maskers af. Jy word gemaklik en is kwesbaar soos 'n slapende hondjie.
Hoe wens ek dat die kerk so 'n plek vir my kan wees? Gasvryheid is 'n geskenk wat God vir ons gee, om vir ander te gee, om mense toe te laat om by ons te kom rus vind, by ons kwesbaar te kan wees. Die Jode sê gasvryheid is 'n manier van erediens hou. Jy laat aanbid God wanneer die ander laat tuis voel en laat veilig voel. As 'n storie wat vertel word van 'n ou priester wat vir 'n jonger sien, vertel, ek het uiteindelik geleer om mense te aanvaar vir wat hulle is, wat ook al hulle in die wêreld is. 'n Prostituut, 'n minister, is alles dieselfde vir my. Somstyds sien ek 'n vreemdeling wat pad langs na my toe kom en sê, "O, Jesus Christus, is dit alweer U?" Ons moet Christus raak sien in mekaar. Daar in die 60er jare was 'n film, The Whistling Down the Road, met Hayley Mills, van 'n klomp kinders wat 'n ontsnapte gevangene op afkom, en dan, as hulle hom vra wie hy is, dan skrik hy en hy sê, Jesus Christus. En dan dink hulle kinders, dis regtig Jesus, en hulle behandel hom so, dat hy uiteindelik verander in 'n nuwe mens. Doen aan ander mense goed, omdat hulle jy is. Hier sê Lydia, aangesien julle oortuig is dat ek glo, kom by my aan huis. Ons kan amper sê, dis wat ouers doen, hulle is aangestel as God se gasvryheidsagente vir hulle kinders. Ouers laat kinders tuis voel hier op aarde, in 'n vreemde wêreld. Ja, pa, familie is die plek waar ons gasvryheid die eerste beoefen, waar mense nie jou naam vergeet nie, waar mense nie omgee wat jy gedoen het nie, maar waar mense jou aanvaar en jou liefhet, waar daar vir jou plek aan tafel is. Ja, ons moet dalk meer die wêreld en medegelowiges as ons familie sien, as ons familie behandel. Ons moet mense wees soos wat Franklin Graham van sy ma gesê het. Hy het gesê, my ma ken geen vreemdeling nie. Sy hanteer almal asof sy hulle al jare ken. Ons hande is God se hande. Hier 11:00 die oggend op 'n reënerige aand, laat nag in Philadelphia, kom 'n paartjie by 'n hotel ingestap en vra vir 'n kamer. Die nagklerk kon maklik gesê het, jammer, ons is vol. Maar hy het hierdie gesindheid in hom gehad wat in Spreuke staan. Ons is vol bespreek, maar ek het 'n kamer wat nie eintlik besonders mooi is nie. Ek sal dit vir ons skoonmaker gou vra om skoon te maak. So as jy 'n paar minute wag, het ek vir julle 'n kamer, een waar julle sal kan oornag. En dan vind die paartjie na die tyd uit dat dit die nagklerk sy eie kamer was. Dat hy daar vir hulle warm tee en toebroodjies vir hulle gebring het. En 'n jaar en 'n half later is die beroemde Waldorf Astoria Hotel in New York klaargebou, en John Astor, die eienaar van hierdie hotel, 'n bejaarde man, sê ek wil hê dat daardie nagklerk van daardie hotel my hotel moet kom bestuur. Ons mededeelsaamheid maak dat mense iets van God beleef. Ons is God se hande in die wêreld. Ons leef namens hom, vir hom, in sy koninkryk. En op hierdie lewenspad mag God ons dalk 'n paar keer verras met ompaaie, maar is nooit die verkeerde paaie nie. Dis sy paaie, waar hy ons wil gebruik. Mag ons altyd reg, beskikbaar en teenwoordig wees. Dankie Hemelse Vader, dat ons in U genade kan leef, dat ons kan weet, U het ons lief, U sorg. Ja, Here, U dra ons op ons lewenspad. En as ons lewenspad vreemde draaie loop, maak ons oop vir geleenthede wat U oor ons pad bring. Here, dat ons kan lewe, U koninkryk uitdra. Dalk sluit Lukas iewers by ons aan, dalk maak ons iewers kennis met Lydia. Dalk, Here, wil U hê ons moet Lydia wees vir ander mense. Mag ons gasvry en met oop harte leef, met 'n gesindheid wat ander aanvaar en deel maak, soos U ons ook deel gemaak het.
Dankie dat ons vanoggend as gemeente vir mekaar kan bid. Here, vir hulle wat siek is, wat hartseer is, wat bekommerd is. Here, U ken ons vrese en ons vreugdes. En ons plaas dit, ons hele lewe, in U veilige hande. Dankie dat ons kan saam bid vir ons land, vir 'n wêreld wat met mekaar is. Here, waar die ekonomie druk en die politiek ons soms ontstel, waar misdaad en geweld en korrupsie maar aan die orde van die dag is. Mag U koninkryk groei, die wêreld om ons verander. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die liefde van God ons Vader en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.